Die DA Noordwes veroordeel 'n tweede Dietsebotla skietgeveg wat een persoon beseer het in 'n konfrontasie vroeg Sondagoggend omstreeks 4uur tussen die wettige munisipale sekuriteitsmaatskappy Eagle Springbok Security en die private sekuriteit Lifeway Security van die onwettige munisipale bestuurder voorgee Olwatse Botjosinyane. Hierdie skietgeveg volg op 'n voorval in Maart vroeër vanjaar waar twee persone geskiet en gewond is toe meneer Botjosinyane probeer het om beheer oor die munisipale gebou oor te neem in tonele wat herinner aan 'n staatsgreep. Die DA het in Maart aan beide die LER vir gemeenskapsveiligheid Wessels Morweng en die Noordwes waarnemende provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Patrick Asaneng die permanente indiensneming van die polisie-eenheid vir openbare orde aan die Dietsebotla plaaslike munisipaliteit versoek om orde te herstel en te handhaaf. Ongelukkig het ons brief onbeantwoord gebly en is openbare orde polisieering nie ontplooi nie. Die DA het vandag aan die nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola in 'n skrywe gevra om die onmiddellike aanstelling van openbare orde polisieeringseenhede van buite die Noordwes provinsie te versoek om die Dietsebotla munisipale gebou te beveilig. Ons het ook aan die minister vir samewerkende regering, Willem Kosini Hlabisa, geskryf en onlangse verwikkelinge onder sy aandag gebring en hom versoek om die Dietsebotla plaaslike munisipaliteit nou eerder as later onder artikel 1397 nasionale regeringsadministrasie te plaas. Ons herhaal ons beroep op Dietsebotla inwoners om ons petisie te ondersteun en te onderteken om die nasionale regering se ingryping te verseker sodat ons die munisipaliteit van wetteloosheid en algehele ondergang kan red.